Vriende, ons is hier vandag met 'n doel. Wat sou die doel wees? Ons is hier by mekaar, want ons het 'n afspraak met die drie-enige God. 'n Afspraak wat ons voorouers vir ons gereël het, en saam hou ons dan die gelofte fees. Ons kom dit na en ons dra dit oor aan ons kinders, sodat ons die gelofte kan stand hou en so ook aan die nageslag oordra. Nou ek wil nie met al die geskiedenis besig hou nie, dan kan ons 'n paar dae besig wees, en daaroor gaan ons dit voelvlug baie vinnig in 5 minute neem. Jy weet van die trekke, die redes vir die groot trek, die moord en die rooftogte wat jare in die Transkei omgewing, die Khoisas wat die boere en die mense uitgemoor het, van 1835 tot 1838, het toe omtrent 10.000 trekkers in 5 trekke die Oos-Kaap verlaat. So dit is wat gebeur het. Ons weet daarvan die Trichard trek. Hulle is Noord-Transvaal toe, die meeste het uitgesterf in die koors. Wanneer van Rensburg wat bietjie meer noordwes gegaan het, die Knopneuse het hulle almal uitgemoor, 53 mense. So dit is wat hulle teëgekom het in die Noord-Transvaal. Dan kry ons die Potgieter trek, 1835, meer 'n groot trek. Hendrik Potgieter het meer na die Vrystaat se kant toe uitgewyk en met die Matabele's gebots. Eerste bloed vloei in die Liebenbergs en die Erasmusse is uitgemoor. Die trek teen die Vaalrivier slaan hulle aanvalle af. By Vegkop, wat ook 'n baie groot prestasie was, 33 veg teen 6.000 van Kalipi en 2 verliese en 430 man en alle vee is verloor. Dan het ons die Marits trek wat in 1836 plaasgevind het, 700 mense, een van die groot trekke. Gerrit Marits is toe hy is in die Graafry net omgewing uit. Hy het ook Erasmus Smit saamgeneem as eerwaarde, en Gerrit Marits was 'n man wat doelgerig was. Hy was ook 'n redelike, ons kan amper sê in daardie dae 'n tegniese man, was 'n waarmaker, en hy was voorberei en hy kon so 'n trek aanpak. Potgieter is toe gekies, hulle het daar by mekaar gekom. Marits is voorsitter van die burgerraad, toe die trekkende by mekaar kom, en die besef dat die gevaarsituasies kan 'n mens nie alleen aanpak nie, en Potgieter is toe as kommandant benoem, en hy verslaan die Matabele's in totaliteit, dat hulle eintlik vlug na Bulawayo, ons weet vandag se daar nog by die Matabele's in daai omgewing, in Rhodesia, die oud Rhodesia, dan Zimbabwe, by daai gebiede woon. Dan het ons Retief. Retief was meer 'n wetsgeleerde man. Retief het in Graamsstad omgewing gewoon, en hy het so gepubliseer in die Town Journal, die Grahamstown Journal, sy redes vir die trek. Ons kan Pieter Retief se manifest gaan lees, baie sinvol opgestel, logies met al die ellendes wat daar plaasgevind het. Maar hy word toe nou saam met Marits weer 'n volksvergadering gehou, en daarin stel hulle, soos wat ons blanke nasies maar is, om orde te hê, hulle regering saamgestel, en Retief word maar as gouverneur aangestel, en herorganisasie van die regering van omtrent 5.000 siele in die groot trek, op daardie stadium wat nou in die Transvaal en Vrystaat en Natal teenwoordig was. Marits is die wetgewende uitvoerder, en die voortrekregering word in die Kaap so verwittig dat die boere het nou regering hier in die Middelande gestig. Dan het Uys in 37 getrek, met plus minus 100 mense. Hy en Potgieter en Uys het toen uiteindelik 'n strafkommando gehad teen die Sulkaatsgroepe en Matabele's, en so het hulle heeltemal verdryf. Goed, na die verskille wat Potgieter wat toe uit met binneland toe wil trek, en Retief en Marits wat meer Natal se gebiede wou ingaan, omdat dit vir hulle meer belovend gelyk het,
En daar is natuurlijk ook kusgebiede wat jy dan kan benut. Toe is daar ooreengekom dat Retief sal met Dingaan onderhandel om in die Natalgebiede land te kry en woonplek te kry. En so besoek Retief saam met John Kane en Thomas Halstead as gids en onderskeidelik as tolk, wat die Engelse van Port Natal aan hulle nogal toegedeel is. Retief sal die gesteelde beeste by Sekonjela gaan haal en dan Dingaan teruglewer en dan op daardie stadium sal die boere dan nou land kry by Dingaan. Na volksvergadering is daar toe besluit dat 200 man saam met Retief moet gaan en hierdie beeste te oorhandig, maar die Engels is nou stom, sin het hulle gewaarsku en Maritz was ook een van die wat gesê het, so Retief, jy kan Dingaan glad nie vertrou. En die uiteinde van die saak is dat slegs 70 man, gelukkig is ook maar 'n besturing, net saam met Retief gegaan het na Dingaan om die beeste terug te handel. Dit is onderhandel, die traktaat is geteken en daarna het Dingaan hulle gevra om 'n funksie by te woon die volgende dag en afskeid te neem, natuurlik die slee van hulle leier Dingaan van die Zulu'se leier en Retief en sy 70 man is bloeddorstig vermoor in die kraal en ons het dan ook later in die geskiedenis kan mens gaan lees wat 'n brutale moorde daar plaasgevind het. Maar dit het nie daar gestop nie, daar is toe in die binneland ingevaar en 11 dae na die Retief moord is Noordspruit, Bloukrans, Wenen is daar laars aangeval, klein laartjies en die mense is vermoor. As mense bysterende getalle, 40 mans, 56 vroue, 185 kinders en nog 250 bediendes ook vermoor deur die brutale Zulus. Dit het hulle genoop om 'n strafekspedisie deur Uys en Potgieter te stuur na Italië. Ongelukkig loop die strafekspedisie op 'n mislukking uit en Uys is dood en sy seun en Potgieter moes terugtrek waarna hy toe nou ongelukkig met die vals beskuldig is. En net daar het die boere besef dat beperkte commando's is nie die proses om die Zulus aan te val nie, omdat hulle soos bokke hardloop en kan veg op hulle voete. Hulle is wel goed opgeleid. Het hulle besluit om ander strategieë te volg. So beperkte commando's was nie die antwoord nie. Dis te kwesbaar. En op daardie stadium het Sarel Silje, toe is Gerrit Maritz oorlede op 'n redelike jongerige ouderdom en die trekkers was leierloos. Sarel Silje laat weet vir Andries Pretorius wat die situasie is en dis maar tragies en onmiddellik Andries Pretorius, volksleier wat hy is, het met sy laar, hy was van plan om te trek, het hy met sy laar getrek tot by Modderrivier en het 60 man en 8 waans sy voorste mense gevat, sy mense met moontlikhede en kapasiteit om oorlog te voer en sy laar daar gelos en beweeg na die trekkers toe, Soeilaar en ander laars. Toe het hulle besluit, hulle moet 'n strafekspedisie hou na al die moorde op die laars en die voortrekker groep onder leiding van Andries Pretorius het toe besluit, hulle gaan georganiseerd veg. Hy het benoem kommandante Karel Landman, Hans de Lange en hulle kweek dissipline in die laar en oefen in, sodat hulle gereed is om aanvalle te hanteer en ook verdediging. Landman eie in sy laar het 'n groep het hy 123 manne gehad en Alexander Bigger, die vader van Robert, het ook 60 Maxilus gehad. Hulle is almal ingesluit in die treklaar. 468 trekkers, 3 Engelse, 'n klompie Maxilus, gekleerdes, het die pad aangedurf met die strafekspedisie. Dit is interessant om te sien, want Danny het nou hier genoem van die getalle, daar is 'n hele paar honderd perde en osse. Die mens kan net dink aan die logistiek van so trek.
Die mense moes nog elke dag eet ook. Ek kan net dink as ons wat in die weermag was vroeër besef hoe groot was die logistiek, hoe belangrik is die logistiek, wat vir een man op die front het jy omtrent 5, 6 agter jou nodig gehad om te bedryf. Hulle het nie daar die geriewe gehad nie, maar was wel goed gemotiveerd. Andries Pretorius, omdat hy besef het hoe ernstig die saak is, het toe op die gedagte gekom, ontsaglike ernstige saak, en die gedagte van die gelofte het ontstaan. Hy bespreek dit met Sarel Sillier, wat op daardie stadium die prediker was in die laag. Sarel Sillier was dit eens, mits die trekkers dit eens is. Hy wil nie gelofte sluit wat nie ernstig is nie. En nadat die 3 gemeentes in vergadering was onder mekaar, het hulle besluit hulle gaan 'n gelofte aflê. En dit is soos die ontstaan van die gelofte dan ook plaasgevind het. Nou het ons 'n voorvlug deur die trekkers, die groot trek, hoe die mense gekom het en tot by watter punt. En dit was natuurlik 'n keerpunt. Die Bloedrivier gelofte wat afgelê is. Ons kan maar net dink as dit 'n mislukking was, die straf ekspedisie 'n mislukking was, dan was ons nie hier vandag nie. Ons sou net nooit sou die wit blankes hierdie land kon vaar. Ons sien wat het gebeur met baie ander lande soos die Angola, Mosambik, waar die Portugese nooit werklik as 'n volk gevestig is nie, maar net as handelsbedrywe. Dit het maar almal in dit niks tot niks gegroei. Nou, die Zulu'se vermoëns, 'n mens moet dit nie buite laat rekening laat nie. Ons moet weet, die Zulus was die best opgeleide swart volk van daardie tyd. Die krygers was bewapen met kort steekassegaaie, langwerpige skilde, en hulle was afgerig om aan te val. Dit was nie 'n holderste boller aanval en hardloop nie. Hulle was regtig goed afgerig. Die jonger klomp het knopkies gehad, en dan as die geveg afgehandel was om dood te slaan of nog gelewe het. En dan was daar selfs volgens Andries Pretorius te vertel 'n enkele regiment op perde met gewere. Dit was waarskynlik wat hulle maar by die Britte oorgeneem het en aanvalle wat hulle die Britte ook maar baie oor aangesit daar en verneder. So die klomp, waarskynlik was hulle nie so goed met die gewere nie. Dit was nie in hulle kundigheidsvlak om gewere te, maar tog het hulle die laars geskiet. Nou kom ons by die werklike wonderwerk, en dis die slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838. Op 15 Desember is 'n groot mag van 1000 Zulus opgemerk, en Andries Pretorius het bevel gegee dat hulle moet laar trek. Hulle het daar by die Nkomo rivier, jy kan hier op die kaart na die tyd kom kyk, hoe die laar getrek is, so diep donga wat aan die een kant eintlik meer van oos na wes gevloei, die Nkomo rivier het van noord gevloei, en hulle het die waans begin beveilig, gebind met takke en allerlei toerusting wat hulle gehad het, sodat daar niemand tussen die waans kan deurkruip nie. Pretorius het met 300 man verkenning gaan doen op die Saterdag, die 15de, en die Zulu mag opgemerk dat die Zulu mag is op pad in hulle rigting. Nou ons weet daar die voorouers van ons was baie kundig met veldwerk en kennis van die veld en beweging en selfs met waarneming om 'n toestand baie van goed op te som. Nadat die laar beveilig is en hulle het lanterns opgesit vir die nag, hulle was op die 15de 'n nagaanval verwag, maar soos ons predikant al reeds gesê, die lanterns het 'n afskrikmiddel gemaak, omdat hulle maar by gelowig was, het hulle nie besef wat daar aangaan, dat die hoë lanterns is die boere se werk nie, dat iets bonatuurliks verwag. Hulle het ook natuurlik die Zulus hulle oorlogsmedisyne en afgode en alles aangeroep vir die slag. Die voortrekkers se kanonne was baie funksioneel in die situasie. Hulle was op perdekar onderstelle gemonteer, so hulle maklik kon sleep,
En daar was 2 kanonne in die laar, daar is sprake van selfs 3. 2 kanonne, die een was Grietjie en dan Weeskind wat Andries Pretorius se eiendom was. Die 700 trekosse, perde, alles moes agter in die laar opgepas word en dit het hulle die Max Zulus laat doen. Die gekleerdes met die Engelsman moes daarna kyk, daar was geen ander groep teenwoordig in die geveg nie, was net die boere wat gereed was vir die geveg. Laatmiddag, op die 15de is al die patrollies wat uitgegaan. Jy kan besef dat die mense gaan gereeld uit en doen verkenning. Jy kan nie met so groot groep trek en blindelings net in 'n rigting gaan en daar is altyd verkenners voor en agter wat nuus bring wat in die gang is. En is toe almal teruggeroep om in die laar te kom met 'n kanonskoot as teken. Kort na dagbreek, die nag was baie mistig en die voortrekkers was baie bekommerd. Ons weet hulle het destyds met loskruit geskiet en die goed moet nie vol gekry en was natuurlik in die houers verseël. Maar die oomblik as jy die houer oopmaak en begin laai, dan kom jy goed in aanraking met die mis en die vog en dit is nie die beste ding om te doen. So toe ons by dagbreek het die mis net begin opklaar. Wat 'n wonderwerk. Ons weet dat misklaar selfs in ons binneland nie vinnig op nie. Maar ons weet ons almagtige God kan alles doen. Toe die mis opgekraar, dit was helder, teikens, die boere kon lekker sien en goed skiet. Ons weet dat hulle was almal goeie skits en die voorlaaiers was van so aard dat jy kon 'n hele paar patrone insit, 8 lopers insit en dan 'n skoot skiet en dis sommer 'n hele paar uitgewis. Hulle het aangeval, die swart en rooi skoude het hulle die noorde aangeval, die Nkomo rivier het so noord-suid, hulle het net langsom aangeval, as ons na die kaart sou kyk hier voor, die skoudery, golf op golf, en die voortrekkers was gereed om hulle deel te doen en aanhoudend vuur gegee, ook gehoor soos wat daar dan ons weer die voorlaaiers oorverhit en word warm, selfs ons moderne gewere, as jy aanhou skiet, word het baie warm, en daar was afkoelingsperiodes wat ook maar beskik is, wat ons glo deur die hoër hand op skot beskik is. En dan het die voorlaaiers weer gelaai, die boere weer gelaai, die voorlaaiers, en hy kon 3 skote per minuut, dat is die tempo, en dan kan jy op wissel as jy meer as 1 geweer gaan. Hulle het so 3 of 4 aanvalle, as jy seker daaroor nie, weerstaan, dat die bank voor hulle so hoog geword het van dooies, dat daar die ander nie eens kon oorklim, die wat nou baie naby die land was. So dit was 'n interessante situasie wat hulle natuurlik nie voorsien het, dat hulle eie mense so gaan sterf, dat hulle nie oor hulle kan beweeg nie. Na die 3de aanval, die 4de aanval het Pretorius strategies genoeg die laar geopen en 'n wig ingedryf tussen van die aanvallers. Wat natuurlik 'n risiko is, maar 'n baie slim strategie om jou formasies te breek wat jou aanval. Die Zulus was in die war en het gevlug en honderde is in die sloot, die Donga wat uit die rivier uitgegaan het, doodgeskiet. Die kanonne is gebruik en interessant genoeg die kanon wat van Andries Pretorius Weeskind is toe nou gerig op 'n koppie wat buite die reikafstand van die kanon is, maar hulle het hom so erg gelaai dat hulle daardie bevelstruktuur uitgewis het of uitgeskakel het liewer met daai kanonskoot. Die kanon het agteroor geslaan volgens vertellings dat hy nie weer kon gebruik word nie, maar hy het sy doel gedien. Nou sal 'n mens ook wonder hoekom gebeur so iets as jy hom so oorlaai en vollaai dat hy nie ontplof nie, want dit is 'n groot probleem dat hy lope kan ontplof en jou eie mense verwoes. Maar dit het andersom gewerk, hulle het die bevelstruktuur uitgeskakel. Pretorius het besef, hy moet nou eers kragdadig optree en het aangeval, weer 'n slag, die laar opgemaak. En toe het hulle die Zulus wat in klein groepies gevlug het, van kant gemaak en dosyne. Hulle het teruggekeer
Na 'n paar uur en op aandrang van Andries Pretorius is 'n dankdiens gehou deur Jan Bandjies. Bloedrivier sal ontstaan as gevolg van die rooi gekleurde water van 3000, by 3000 Zulus wat oorlede is, doodgeskiet is, het dan sy naam Bloedrivier gekry. Slegs 2 voortrekkers is liggewond, waarvan Andries Pretorius een was, wat in sy hand as 'n gaaisteek gekry. Nou moet ons net 'n oomblik dink aan wat sou die alternatief gewees het, sou die Zulus besluit het om die laar in beleg te neem. Ons lees in die woord van die Here, daar by Samaria, die Arameërs, die Israeliete, die volk in beleg geneem het, net omsingel het en gewag. Kan jy dink wat sy ellende sou daar ontstaan het, as hulle vir 'n paar dae daai laar net omsingel het? Dit sou 'n ellendige situasie gewees het, water sou opgeraak het, voedsel, ons moet onthou die logistiek van daardie tyd, jy moet maar jou slagvee saam met jou vat, want jy moet elke dag eet. Daar sou nie meer voedsel gewees het vir die perde en die osse nie, binne 2 of 3 dae, en dit is 'n klein stukkie waar die laar opgeslaan is, hulle was aan die agterkant, en soos Prof Danny op kommentaar gesê het, die diere was baie rustig, en mens weet hoekom nie, ons weet, en dit is God se wil gewees. 'n verdere groot probleem, frustrasie, ontstaan baie vinnig onder jou soldate en mense, as daar nie sanitasiesituasies is nie, daar is nie voedsel nie, die hele dag op beleg lê, paraatheid en hoop en geloof sou dalk getaan het. Dit het in Samaria gebeur, toe die Arameërs die stad in beleg geneem het. Ons weet die ellendige situasie waar die vrouens een van die ander se kinders geslag het om te eet. Maar so sien ons ook weer die hand van God. Hy het waarskynlik die Zulus opgewek om aan te val, soos wat hy Farao opgewek het, telkens om Moses in die teen te gaan, en daardeur wys God aan sy krag. En so is die Zulus dan uitgewis in die geveg, en toe is die opvolg na Dinganskraal. Toe moet die strafexpedisie verder gaan. Daar het hulle vir 'n dief en sy makkers gekry, die blyke, en hulle het nog in die traktaat in sy salsak, sy bladsak gekry daar, in die ooreenkoms geteken is deur hom en Dingaan, dat hulle gaan hierdie en hierdie gebiede kry. Hulle het verder opgevolg na die wit involusie, wat verder af was om die diere wat gesteel is deur die tyd terug te kry. Daar het ongelukkig 6 man gesneuwel, Alexander Bigger met sommige van sy Zulus op 5000 gesteelde vee is teruggebring, en die wenkommando het finaal die Zulu mag gebreek. Op 8 Januarie 1839, na 6 weke, is hulle terug by Soila. Vriende, dan 'n opsomming. Wat is die gevolge van Bloedrivier? Die voortrekkers is bevry uit die laarlewe. Dit is maar 'n baie beperkte en bekommerde en ingeperkte lewe. Hulle kan toe nou wettig plase kry, die regering is saamgestel. Christelike beskawing het die binneland ingekom. Die groot trek was dus suksesvol. Die gelofte is gevestig en moes bly. Geloftedag as Godsdag, dat ons daarby stil staan, en dit was toch die belangrikste vir ons. Dit was 'n besondere dag in die geskiedenis van die Afrikaner volk. Groot invloed op die Afrikaner en boerevolk se lewensbeskouing. Na God ingegryp het, dit is eers besef na die slag. As ons die boeke van Eva Drina, wat die hoofdfiguur is, dan sien 'n mens daar hoe verbaas was hulle dit wel gebeur het, dat 3000 gesneuwel het aan Zulu kant en nie een aan die boere kant. Dit is toch ongehoord in 'n oorlogssituasie. In 1890 het president Kreer in sy feesrede met die onthulling van die Paardekraal monument in Kreersdorp verklaar: God gee die oorwinning oor duisende van die vyand, waarin Gods hand gesien word. Dit word beamoed deur die historikus H.B. Tom in 1949. Dit stem ook ooreen met A.N. Pelser se uitsprake 1875,
Die oorwinning by Bloedrivier was 'n wonderwerk. Geloftedag word deur president Kruger se boodskap 1904 se geloftedag word president Kruger se boodskap voorgelees. Wie in die toekoms skep, mag nie die verlede vergeet. Vergeet nie die ernstige waarskuwing van die vyand wat verdeel en heers. So gaan ons dan na die boodskap van geloftedag vandag. Op die dag hoor ons die stem van die verlede. 'n Volk moet 'n ideaal hê. 'n Volk het ons volk het God drie-enig gekies, reeds deur ons voorouers. Ons sal die Here dien. Ons sal gehoorsaam wees aan sy gebode. Wat geloof betref, dan ons maar weer terugval na die skrif toe, Daniël 3, sy 3 vriende wat in geloof teen die koning was en die vuurwind gegooi is en niks oorgekom het nie. Vry uitgekom. Daniël self, wat in die leeukuil beland het, ook 'n geloofsdaad, 'n wonderwerk van God. Dus geloof en gehoorsaamheid is die kern van die gelowige kind van die Here. Laat ons God loof by die 4de versie van die strofe van die stem as 'n gebed. Op die almag vas vertrouend het ons Vader gebou. Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou, dat die erwe van ons Vader vir ons kinders erwe bly, knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry. Soos ons Vader vertrou het, leer ook ons vertrou, Heer, met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees, God regeer. Nou sit ons vandag om op te som met die probleem dat geloftedag, daar is 'n groot begeerte om die afgelope meer as 30 jaar al geloftedag af te skaal en dan word dit genoem versoeningsdag. Ons moet alle pogings met beslisheid teenstaan en die betekenis daarvan te verander moet ons met minagting verwerp. Geloftedag is geloftedag. Dit is 'n wonderlike dag vir die Afrikaner boerevolk. God het ons uitgered. As hy dit nie gedoen het nie, was ons nie daar. Die krag van geloftedag lê dus in die geestelike oorwinning wat daar is. Die trekkers was die brandpunt van die geskiedenis, geplaas om namens die hele volk op te tree met verrykende gevolge vir die toekoms. Vir die trekkers van die gelofte was ons en daardie historiese ruimte die Afrikaner volk. Dus geskiedenis gee sekerheid. Ons mag nie die geskiedenis vergeet nie. Leer ons die geskiedenis, neem dit ter harte en beskou die rots waaruit ons gekap is. As mens na 'n paar gevalle kyk, Vegkop, Majuba, die verwoestende Tweede Vryheidsoorlog, die stryd van die Eerste Wêreldoorlog, oorwinnings tydens die Bosoorlog. Die vraag moet dus wees, wanneer en hoe ons weer vry gaan word en nie of ons weer vry gaan word. God drie-enig hou altyd sy verbond. Gaan die Afrikaner volk sy kant van die gelofte bly gestaan doen? Ons kan maar net vra, so help my God. Afrikaner volk, leer jou geskiedenis. Afrikaner volk, keer terug na jou God. Keer terug na jou volk. Veg vir jou taal. Herwin jou land. En daarmee sluit ons af. En dankie vir die 10 minute.